Goeiemiddag Suid-Afrika. Het is 1400 op hierdie donderdag die 19de Maart en ek is Morney Botha, die Amerikaanse korrespondent vir Koepel TV, regstreeks hier uit Tennessee uit. En ons doen 'n bietjie 'n update op hierdie 19de Maart vir die Oekraïne-oorlog. Sover staan die Amerikaanse losses op 13 soldate dood en net so oor die 200 is beseer. Nou van die beseerdes is meestal terug by hulle werk as ligte beserings, behandel en terug in die operasie, maar daar was 'n paar, so 8 van hulle, wat nog ernstig gewond was in die hospitaal en van daar af sal vervoer word, wat nie onmiddellik gaan teruggaan na die combat toe nie. Soos ons weet, Iran het nou al, onthou Iran is 'n baie groot land, hulle het dekades gehad om vir hulle defensive stelsels te bou, veral ondergrondse bankers, missiele, vuurpyle, drones. Die meeste van hulle inkomste is gespandeer nie op die populasie vir hulle beter ekonomie te maak nie, maar dit was spandeer om proxies te support, te befonds, terroriste groepe te befonds, en dan hulle eie bankers en eie wapens te bou, om hulle regime ideology af te dwing op hulle self, hulle eie mense en die omgewing rondom hulle. So kan ons sien dat daar nog baie ondergrondse bankers is wat nog nie bygekom is deur die Amerikaners en die Israelies nie, en dis waar hulle op die oomblik werk. Sover is daar meer as 7000 teikens verwoes in Iran, en die fokus op die oomblik is op daai bankers. Die laaste paar dae het die Amerikaners begin met 5000 pond bunkerbusterbomme, fisies op die Weskus van Iran, langs die see, om die coastal defenses uit te haal. En want daar's baie bankers daar ondergrond op die kusgebied, wat Iran gebou het om anti-ship cruise missiele te stoor, ballistic missiele te stoor, allerlei wapens te stoor, om die seelyn daar om die Strait of Hormuz te beheer en vir hulle self. So dis die fokus op die oomblik is op al daai bankers en daai fasiliteite reg op die kus af. Sover is daar al, ons weet hulle groot navy is lankal uitgehaal vroeg in die oorlog. In totaal is daar nou al meer as 120 van hulle vlootskepe gesink, kleiner bote ook. En die A-10's, die Warthogs, is nou deel van die fight. Hulle hoofrol op die oomblik is in die see. Nou gewoonlik Warthogs, A-10's doen close air support vir troepe op die grond, maar omdat ons nie troepe op die grond het nie, word hulle gebruik oor die see, daar by die Strait of Hormuz. Hulle jag en vernietig klein hoëspoed patrolboats wat die Iraniërs gebruik om vuurpyle te lanseer of om myne in die see te gooi. So dis hulle hoofrol. Die Apache helikopters word nou aangewend, is al ruk aangewend, maar hulle raak nou meer betrokke op die suideflank, en hulle hoofrol is om drones af te skiet. En dan ook in Irak self is die Apaches besig om teen insurgentieoperasies uit te voer, teen militia-groepe wat daar is om Iran te support. En net so 'n bietjie op die Apache, ek het 4 jaar op Apaches gewerk. Al wat vir jou kan sê is, die Apaches opdag wil jy nie op die grond wees nie, want dit is nie 'n goeie plek om te wees nie. Daar's nie 'n manier dat jy kan wegkruip nie. So die Apaches is baie suksesvol op die oomblik met wat hulle daar doen. Clark-eiland is ook aangeval laasweek, en daar is al 90 militêre teikens op Clark-eiland verwoes. Daar is op pad, klomp Marines op pad. Die opsies bly oop vir president Trump om Clark-eiland heeltemal te verwoes, of om Marines daar te sit en die eiland oor te vat en te beheer, of om vir die Marines te gebruik om die kusgelyn van Iran in te val en troepe op die grond om daar te beheer, om te seker te maak niemand van daar af skiet op skepe wat nie see is nie. So dis opsies wat president Trump het, wat hy volgens sal werk. En sover ons kan sien, het hy gereeld opsies om te werk voor, en ons is redelik ver voor die skedule vir al die objectives wat gestel is.
Sy oorlogse beplanning was vir 4 tot 5 weke, en maar meeste objectives is reeds bereik, en nou werk ons net aan kleiner teikens. So, dit is dan vir vandag. Ek is Morne Botha, die Amerikaanse korrespondent vir Koepel TV. Regstreeks uit Nashville uit. Geniet die dag.